Goeiemôre hier op die 3de Oktober, Vrydagoggend. En ek stel net gou hierdie apparaatjie. En welkom by Koffie met Brood. Daar val hy. Ek het nou alweer 'n nuwe beker gekry, 'n lekker grootte. En al kan ek vir julle wys, ek hou van hierdie Komboeke se bekers, man. Jy weet, ou Anton wat sê, goeiemôre. Kyk my nuwe beker, ou Anton. Hierdie is nou meneer beker, né? Hy is net reg vir my. Hy is nou absoluut net reg. En hierdie was my ander beker wat geval het. Hy's nog nie heeltemal geherstel nie. Maar dit is so ek hom geherstel het op hierdie stadium. Kyk daarso. Soos julle kan sien, hier in die binnekante. Hierdie ding het uitgeval, het heeltemal uitmekaar uitgespat. En terwyl ek besig is met my werk, dus sit ek hom so stukkie vir stukkie aan mekaar. En nou het ek hom begin verf met 'n klein bietjie goue kraft verf. Sommige gewone verf wat jy koop by P&A. En dit is hoe hy lyk. Jy sal nie weer uit hom uit kan drink nie. Maar hy is nou 'n aandenking. So ek sal hom hou. Daar's hy. Dis hoe daai beker nou lyk, né? En nou het ek die nuwe ene. Hey papa, ons moet kan koffie drink, man. Ek moet sê, in hierdie klompie jare wat ek koffie met brood gemaak het, nou al vanaf wat was dit, 20, wanneer het ek begin met koffie met brood? 2020 April, wat ek begin het met koffie met brood, is al meer as 5 jaar, en het ek al deur bekers gegaan, hoor. Ek drink 'n beker klaar, papa, ek drink hom klaar. In elk geval, kom ons kyk wat in die wêreld aangaan. Daar is 'n klomp goed wat in die wêreld aangaan. Goeiemôre Debbie. Daar is 'n klomp goed wat aangaan in die wêreld. Van die Verenigde Koninkryk, ons begin sommer daar by die Verenigde Koninkryke, daar was weer 'n terrorist, kom ons sê het maar 'n terroriste aanval in Manchester gewees. En hulle noem dit 'n pleito tipe van operasie tipe ding. Daar sê Laurens en Maggie, goeiemôre julle daar kids. Ek het gehoor dat het mooi reën gekry in die suide. My kinders het my vertel daar uit Namibië uit. As ek reg, het julle mooi reën gekry. Dit sal goed wees as julle het. Maar in elk geval, die pleito storie wat hulle het daar so in Engeland, as daar nou 'n tipe van 'n terroriste aanval is. En blykbaar was daar 'n terroriste aanval. En 'n Syriese ou, hy het met sy voertuig in 'n klomp mense in vasgejaag by 'n sinagoge. 4 van hulle is beseer, 2 het al gesterf al. Hy self is doodgeskiet. Waar het ek sy naam neergeskrywe? Jihad al-Shami. Jihad. Sy hele naam sê dit is totaal en al moslim gedrewe ding. Jihad al-Shami. Is Shami eintlik. Shami is 'n ding wat jy met jou kar was, man. Maar in elk geval, so hierdie kar was lap is 'n jihadi. En hy het in hierdie mense vasgejaag by 'n sinagoge. Nog 3 van sy makkers is gearresteer. 2 mans van 30 jaar plus oud en 1 vrou van 60 plus is ook gearresteer in Manchester, Engeland. Dit het genoodsaak dat Kees Stamer haastig uit Denemarke uit teruggevlieg het Engeland toe om 'n Cobra, hulle noem dit 'n Cobra, 'n vergadering te hou. André, goeiemôre, waar hulle nou sinagoges reg oor Engeland gaan wil beskerm. Maar julle moet na die plan kyk, dis Amerika, Engeland en Australië, wat besig is om absoluut geoorrompel te word deur hierdie liberaliste, elites, wêrelddenkende, globaliste, beheermense, met die digitale ID. Amerika gaan nou digitaal, Engeland gaan digitaal, en Australië gaan digitaal. In Australië sê hulle, dit is nog eers 'n bietjie, jy weet, jy hoef nie digitaal te gaan nie. Nou, 'n digitale ID is min of meer dieselfde
as 'n gewone ID wat jy kry. Maar daar's 'n paar belangrike verskille. Die een is, jy het die digitale ID nodig om kos te koop. Jy het nie jou gewone ID nodig om kos te koop nie. Maar 'n digitale ID het jy nodig om te kan kos koop. 'n Digitale ID het jy nodig om te kan stem. Nie dat baie mense stem nie. So daai deel is nie 'n te slegte idee nie, maar jy het dan ook weer 'n digitale ID nodig om by jou gesondheidsdienste uit te kom. As jy nie 'n digitale ID het nie, kan hulle jou nie help in 'n hospitaal of kliniek of daai tipe van ding nie. Met 'n digitale ID weet hulle presies waar jy is. As jy by 'n restaurant ingaan, jy gebruik jou digitale ID, want anders kan jy nie by 'n Spur of wat ook al ingaan nie, dan sê hulle, okay, brood sit in die Spur. Alright? As jy enige geluide hoor in die agtergrond, is langsam, hulle werk met een of ander blaser, masjien ding, hier aan die agterkant. So verskoon dit volgende asseblief. So aan die een kant is 'n digitale ID okay, aan die ander kant is 'n digitale ID absoluut onnodig en daar om jou te beheer. So ons sien dit gebeur in Amerika, Engeland en Australië. Maar ons sien ook dat die VN, die Europese Unie en die VN, Verenigde Nasies van Europa, wat ek dit reg sê, die Europese Unie, nie die VN nie, European Union, Ursula von der Leyen. Die Europese Unie verwag nou dat elke Amerikaner, dit is wat hulle nou sê, maar dit gaan uitrol na alle lande toe, elke Amerikaner wat nou in Europa 'n draai maak, moet sy vingerafdrukke, sy biometriese data en 'n foto van homself afgee aan die immigrasie ouens soos wat hy inkom in die land in. Hoekom wil hulle dit doen? Sodat hulle jou kan track and trace. Track and trace. Die Britte rol nou nasiewyd 'n gesigsidentifikasiestelsel uit om kriminele te trek. Dit is nie 'n slegte idee nie, né? Maar dit is 'n slegte idee van waar hulle jou wil beheer. So daar's 'n 50-50 ding. Ek sal gaan vir die foto ding dat hulle jou kan trace, maar hulle kan ook, die probleem met dit is, hulle kan ook die ou wat niks doen nie ook trace. Nee, as jy miskien nie per ongeluk nie, kom ons sê soos koffie met brood, as ek nou 'n ding gesê het op koffie met brood, en hulle wil vir my kry, is dit baie maklik met so 'n tipe stelsel. As jy kan die kar klim, stop by 'n verkeerslig, daar's 'n kamera, jy word geïdentifiseer. Geen probleem nie. Geen probleem nie. En hulle kan jou kry. So ek is nie te vind van daai stelsel heeltemal nie, né? Wat sê Lourens hulle? Jep, meer na die weste kant, daar het so 45 mm geval. Wow, 65 en 60. Het by ons area 6 tot 10, ons het 6 tot 8 ook gehad, maar is dankbaar. Want ek het gou die C-more knoppie druk. Sjoe, vandag raak het 37 grade, somer is op ons deur. Ja nee, is warm in Namibië. Diegene wat nie Namibië so lekker ken nie, hy raak warm, 42 in die skade weer partykeer. So, digitale ID is absoluut daar om selfs die normale ou op straat te beheer. Dis wat die Bybel sê, jy kan nie koop of verkoop nie. Die digitale ID is deel van die merk van die dier. Dis alles voorlopers, voorgangers, totdat jy by daai plek kom, hulle eksperimenteer al jare daarmee, waar hulle 'n disk, 'n identiteitschip of 'n ding in jou implant, né? Of op jou voorkop, of op jou regterhand. Hierso. Dis wat die Bybel sê. En ons sien hierdie goed stelselmatig geïmplementeer word. Digitale ID is klaar daar om jou te beheer. So dis die tipe goed wat ons deur die Federale Alliansie uit Suid-Afrika uit wil hou. Ons soek nie sulke goed nie, né? Ons soek nie sulke goed nie. Een van die grootste grappe van die jaar was wat nou gebeur het in Europa. Arnold Schwarzenegger, Albebak, het saam met die paus 'n klimaatsveranderingskonferensie bygewoon, waar Arnold sy hart uitgestort het van hoe hy Kalifornië gehelp het in die klimaatsveranderingsproses, maar hy's 'n leenaar. Kalifornië is een van die korrupste state in Amerika. En die grap van die jaar is waar hierdie paus, hierdie absolute duiwel, 'n blok ys geseën het
om te help teen klimaatsverandering. Waar het jy ooit so iets in jou lewe gesien? Is daar ooit 'n president in die Bybel vir so iets? Jenny, goeiemôre. Is daar ooit 'n president, nie 'n president soos 'n leier nie, 'n president, 'n dogma, 'n lering, of so iets in die skrif wat sê, seën net hierdie blokys en klimaatsverandering sal wegbly, of seën hierdie stuk hout en die bome sal groei, of seën hierdie grond. Grond word geseën deur God wanneer dit kom by die wette wat God ingestel het in die Torah, van grond wat moet rus op die 7de jaar. Ek glo nog steeds in daai beginsel. Maar om 'n blok ys te gaan staan seën, nee. Jy kan net sê waar vir jouself 'n glas Coke gooi, dan seën jy net gou daai blokkies ys, dat die goed nie so vinnig in water verander nie. Sodat jou Coke lekker koud kan bly vir 'n lekker tyd. Kom ons seën net gou hierdie Coke. Ek sweer, en 'n mens mag nie sweer nie, ek sweer, Romeinse Katolieke kerkgangers is spesiale tipe stupid mense, wat glad nie hulle Bybels ken nie. Net anno domini, ek is nog 'n dom dominee. Dis wat hulle doen, in elk geval. In ander nuus, die Gaza-flotilla van Greta Thunberg is gestop deur die Israeliese vloot. Sy het 'n video gemaak net nadat die Italianers verdwyn het met hulle skepe. Het sy 'n video gemaak, ons gaan nou gestop word deur die Israelitiese weermag. Ja, en hulle het die vloot van Israel het hulle in hegtenis geneem en hulle sê die mense is veilig. Selfs ou Mandela se sogenaamde seun is veilig. Hy's nou Kamstag, hulle gevangene. Hy's 'n leienaar, hy's 'n bedrieger. Alright, hy is niemand se gevangene nie. Israel gaan hulle net eenvoudig deporteer. Dit is wat uit Israel uitkom. Ek dink nie Netanyahu gaan homself nog verder ophou met hierdie mense nie. Maar ou Trumpie se plan en Netanyahu se plan is besig om nou sy kop uit te steek. Donald Trump praat nou van real estate in Gaza. Dis hulle plan, man. Skop hy mense uit, 800,000 mense wat vlug. Skop hulle uit daardie gedeelte uit daardie streek uit, en ons bou vir ons 'n lekker resort, en ons maak geld by dosyne, by die tonne. Dit was hulle plan al die tyd. Boonbehalwe dit, sal tyd leer of hulle nog daai kanaal gaan bou, vanaf Gaza dwarsdeur na die ooste toe. Ons sal nog sien of dit gaan gebeur. In elk geval, kom ek drink 'n bietjie koffie, terwyl ek my gedagtes agter mekaar kry. Hier's 'n klompie ander nuus, so kom ons kyk gou na 'n paar plekke. Die Oktoberfest in Munich was vir so ruk gekanseleer gewees. Chris, goeiemôre, hoe gaan dit? Was vir so rukkie gekanseleer gewees en oor bomdreigemente, maar ek dink die Duitsers het hulle baie lank daaraan gesteer nie, en die Oktoberfest met al die baie bier, glo ek, het aangegaan, selfs soos in Namibië, dis nou Oktoberfest daar ook, en die ouens gooi daai bier, papa. Hulle kan drink, daai mense, my magtig. In my jeug het ek baie bier gedrink, maar hierdie mense kan bier drink. Ek het net een keer in Oktoberfest bygewoon. Joh, kopseer daarna was te erg, en dit was toe ek nog jonk was. 'n man van die Oekraïne, Vladimir Z, is gearresteer in Polen. Hy is gearresteer, hy is een van die top ouens wat die Nord Stream 2 pyplyn gebom het. So die tweede ou is nou gearresteer in hierdie goed, en hulle kom almal uit die Oekraïne uit, en hulle het opdrag ontvang om hierdie goed te bom. Putin sê, om terug te kom na die Nord Stream storie toe, Putin het gesê dat hy hoor blykbaar, hierdie ouens wat, die manier hoe hulle praat, hy hoor blykbaar dat Duitsland se weermag is die sterkste in die kontinent, daarso in Europa. Wel, toe sê hy, indien Duitsland se weermag nou wel so sterk is, dan sal ons maar moet kyk wat vorentoe gebeur. Daai is 'n oop, nie dreigement nie, maar net, ons weet en ons waarsku vir julle voor die tyd.
Moenie dink julle armee is so sterk nie. Julle weet nie wat ons in reserve hou nie. Julle het nie 'n idee nie. En ons het nie 'n idee nie. Mense onderskat vir Putin. As die Europese Unie in 'n oorlog gaan betrokke raak met Putin, gaan hulle pak kry. En soos ek al gesê het op koffie met brood, ek sweer hierdie ouens kyk koffie met brood. Hoekom sê ek so? Denemarke se eerste minister het nou 'n berig laat uitkom waar sy sê, ja, sy glo dat hommeltuig gordyne, dat julle wat ek vir julle gesê het, waar jy drones so laat opkom soos in 'n gordyn. Ek het nou die ander dag gesê op koffie met brood, al wat jy nodig het vir 'n verdedigingsmeganisme is al hierdie drones wat so opkom, so 1000 van die goed, né? Soos in 'n gordynvorm, en kan niks deurvlieg nie in elk geval. Sy sê, ja nee, die hommeltuig gordyn is 'n baie goeie idee vir verdedigingsaksies en hulle sal beslis daarna kyk. Sy weet nie of dit alle ander hommeltuie sal stop nie, maar hulle sal hierdie gordyn goed ag gee op hierdie gordyn, op die bou van die hommeltuig gordyn. Weet julle nie, dan kom maar goed uit in die wêreld, dan dink ek, my magtig, hulle het koffie met brood geluister. Hulle moes. Of is dit net great minds think alike? Maar dan sê die Engelse gesegde weer, fools never differ. So om baie versigtig wees vir daai gesegde ook. In elk geval. Jy kan nie vrye verkiesings hê in Moldova nie. Die oppositieleier sê was gelukkig uit die land uit. Haar naam is Marina Tauber, sy is die leier van die oppositie. Die Moldova se regering het haar vir 7,5 jaar gedagvaar of tronkstraf opgelê, omdat sy 'n verbande party SOR befonds het. Maar sy is uit die land uit, so sy lag vir hulle. Yes, goeiemôre Rudy. Sy is uit die land uit, so sy lag vir hulle. En dit wys so net hoe sekere lande die oppositie boikot, arresteer en so voort, om seker te maak dat die mense se stem nie deurkom nie. Maar wat hierdie leiers nie verstaan nie, is hulle is net so 'n groep. En wanneer die mense se koppe begin uithak, nê, soos in Frankryk op hierdie stadium, wanneer die mense se koppe begin uithak, dan begin regerings bewe. En dit is wat die mense moet verstaan. Wanneer die mense saam staan, kan regerings nie staan nie. En daar is soveel gerugte nou van 'n Macron wat nou vir hom 'n helse groot ondergrondse bunker gebou het. Absoluut leaks. En hulle doen hierdie goed op die rug van hulle eie mense. Maar wanneer die mense in beheer is, kan hulle hierdie bunkers uitsniffel en die goed oopblaas. As jy nie kan inkom deur hulle stal deur nie, dan bou jy net nog 'n tonnel en jy gaan deur die ding. En hulle goed oopblaas en hulle kry in, en daai rotte kry uit hulle gate uit. Daai rotte moet uit hulle gate uitkom, né? In elk geval. Hierdie was 'n beriggie wat ek gekry het. Ek weet nie of julle weet van Jane Goodall nie. Jane Goodall is 'n omgewings-natuurbewaring boffin. Hierdie vrou het vir baie jare was sy 'n beskermer van die natuur en van diere en van wild. En sy het nou afgesterf op 91. So sy het 'n baie goeie innings gehad. Baie goeie lewe gelei. Sy was absoluut net behep met bewaring van natuur en van wilde diere. So sy was 'n groot, ons kan sê sy was 'n groot held. Sy was 'n groot held wat geval het daarso. Sy was 'n groot held, né? Nepal, die Nepalese, hulle die mense is van hulle koppe af, man. Daar is snaakse godsdienstige sektes in die wêreld. In Nepal het hulle 'n 2-jarige meisie, Aryatara, gekies om die nuwe maagdgodin te wees. Die vorige een het nou puberteit bereik en is nou nie die nuwe godin nie. Is een ding wat ek kan verstaan nie, dat in die tyd waarin ons leef, die 21ste eeu, daar nog mense is wat in klippe kan glo en in mense kan glo, kindertjies soos in hierdie geval. Sy is nou die nuwe maagdgodin. Dat hulle in hierdie tipe goed kan glo. Selfs in Suid-Afrika het ons 'n reënkoningin.
Mense sou sweer sy beheer die weer. Hierdie ousie. Maar sy doen nie. Maar dit is hierdie mense se geloof. En jy kan dit nie, hoe kry jy iets uit hulle uit wat vir honderde jare bestaan? 'n reënkoningin, 'n maagdgodin, 'n klipgod. Die Islamiete aanbid mos 'n black stone, 'n swart klip, is eintlik wat hulle aanbid. Hulle is eintlik afgodedienaars. Gister hierdie, weet nie of dit 'n houtkop is wat blaas met 'n ding nie of wat nie, maar dit irriteer my nou. In elk geval, miskien hoor julle dit net sagter as wat ek het hoor. In elk geval, immigrasieoffisiere arresteer, hierdie was vir my baie amusant, die Kingdom of Kabbalah groep. Nou ek weet nie of julle die Kingdom of Kabbalah groep onthou nie, ek het hulle genoem op Koffie met Brood so 2-3 weke terug. Dis hierdie klomp swartes wat in 'n woud in Skotland hulle eie koninkryk gaan vestig het. En immigrasieoffisiere het die hele lot nou gaan arresteer en uit hulle ou koninkrykie uitgeneem en hulle gaan hulle seker uitpos terug na die lande toe waarvan dan hulle gekom het. Hulle is glad nie Skotte nie, man. Jy weet wanneer, dit wys net vir jou die mentaliteit van Afrika, né? Dit wys net vir jou. Protesaksies teen die president van Madagaskar, ek het sopas dit genoem, as mense opstaan, groot protesaksies teen die president, hulle wil van die president in Madagaskar ontslaa raak. Hierdie ou doen nie vir sy mense goed nie, hy verryk homself, soos meeste van hulle maar doen, en daar het nou al 22 mense gesterf in daardie protesaksies. Daai ouens is besig om te kook, hulle is besig om moeg te raak vir hulle armoede. In plekke soos Madagaskar, Seychelles en al die eilandgroepe, toeriste skor. Jy weet, jy kan die see en die branders en die strande en die goed gaan geniet en rustig en kalm, maar as jy net so 'n end uitbeweeg uit hierdie resorts uit in die areas in waar hierdie mense werklik leef, sal jy agterkom hoeveel armoede daar eintlik is. En die geld wat daardie resorts maak en so aan word gepokket deur die regering. En die mense op straat word nie gehelp nie. So 'n ou kan glo dat hulle gemoedere opvlam en dat hulle net wil oorneem, né? Hulle wil net oorneem. Trump verklaar binnelandse oorlog teen die kartelle en ons glo dit is een van die dinge waarmee hy gesit het en met sy generaals gesels het. Hy verklaar nou binnelandse oorlog teen die kartelle. Wel, dis hoogtyd dat hulle dit doen. Die elite was befonds deur hierdie drugs en fentanyl en heroïne en kokaine en al hierdie gemors wat op die Amerikaanse strate is. Trump is jou 50-50 ou, dis hoe ek hom sien. Né? Hy is 'n ewel aan die een kant en hy doen goed aan die ander kant. Hy speel al twee kante van die draad. Hy is in al twee die spanne in hierdie game. En soos ek al gesê het al, hy is 'n tipe ou wat 'n mens net eenvoudig moet dophou. Jy moet hom hanteer op 'n armlengte. Robert Mugabe se seun, Robert Mugabe Jr. is in Harare gearresteer vir die wat is die Afrikaans woord, ek nou sê, possession, in die besit van dwelms. Hulle het hom gevang met 'n klomp dwelms, hy is gearresteer en hy gaan gevonnis word. Dit is amazing hoe kinders van sekere politieke leiers, selfs in Suid-Afrika, hoe hulle dink hulle is bo die wet, né? Hoe hulle dink hulle is bo die wet. Vir julle wat laat opgekom het op Koffie met Brood, hier is my nuwe beker. I know the plans, Jeremia 29 vers 11, né? A hope and a future. Dit is die planne wat die Here vir Suid-Afrika het, né? Ons het 'n hoop en ons het 'n toekoms. En hier is my ou koppie. Hy was nie baie oud nie. Hy het geval en gebreek. En ek het hom nou al so ver reggemaak. Daai stukke het net weggespat en verdwyn, opgevee iewers. Maar hy's reggemaak. Ja, ek het dit gedoen. En nou is ek net besig om al die krake te verf met 'n goue verf, sodat hy as 'n herinnering kan dien. Né? Ja, ek het ook talente, man. Maar in elk geval. Kom ons kyk gou na ander nuus. Daar het ek vir julle gesê,
Thailand het net na Vietnam het Thailand nou ook miljoene rekeninge gevries as gevolg van digitale ID. As jy nie digitale ID het nie, kan jy nie die geld gaan kyk op jou bank nie, jy kan nie in jou banksaake inkom nie, hulle blok jou heeltemal. Hulle moet daai gemors draai hier in Suid-Afrika. Ek weet dit gaan kom, as ons dit nie keer nie, gaan dit kom nie. Maar dit sal 'n kettingreaksie veroorsaak onder almal. George Soros, dis nog 'n aanduiding dat hierdie mense is absoluut satanisties en korrup. George Soros se regterhand man, right hand man, ek het dit direk vertaal uit die Engels uit. Die ou wat hom die meeste help. Howard Rubin en sy assistente Jennifer Powers is gearresteer. Hierdie goeiemôre Jan. Hierdie twee mense het 'n sekshandel operasie bedryf uit hulle penthouse uit. Waarever hulle bly. Ek het nie gekyk waar hulle is nie. Maar hierdie twee mense wat aan die regterhand van ou George Soros is gearresteer. Hierdie mense dryf handel in mense, in die seksuele bedrywighede, in dwelms, in pedofilia, in moord en al hierdie tipe goed. Julle kan dit maar weet. Piet, wat sê jy? Jy kan dit maar weet. Hierdie mense is betrokke by al die vrot van die gemeenskap en hulle sal altyd betrokke wees by die goed. Ou JFK. Is dit JFK? Nee, is dit JFK nie, JRK. Ek by JFK sê. Ou JRK Jr. Hulle het nou 'n wet uitgebring dat Groot Pharma moet eers hulle produkte verkoop aan Medicaid. En die Amerikaners kry eerste nasie pryse. Dit beteken dat Groot Pharma nie meer net hulle pryse vir medikasie en daai goed in die dakke in die hemel kan opstoot soos wat hulle wil nie. Dis wat dit beteken vir die Amerikaanse mense. Die Amerikaners moet die beste prys kry en dan kan hulle produkte verkoop in die buiteland. Dit gaan beteken dat sekere goed wat uit Amerika uitkom wat in Suid-Afrika verkoop word, die pryse sal opgaan. Want hierdie ouens wil net die mense bloei. Jy moet net bloei vir geld nie. Weet jy kan instap in 'n supermark en met R500, dan kom jy met 'n sakkie goed daar uit en dan weet jy nie wat jy gekoop het nie. Koop 'n bottel koffie. Nee? As jy nie wag dat Jacobs of van die ander koffies op 'n special is nie, dan kan jy hom eenvoudig nie koop nie. Miskien is jy in 'n posisie om dit te kan koop. Enige tyd, enige dag. Ek is nie in daai posisie nie. So ou moet nou wag. Jacobs 200 iets rand 'n bottel, dan wag jy tot hy val tot R150 'n bottel. Want as jy kyk na Rikoffie, wat ek al my jare gedrink het, maar wat glad nie eintlik meer vir my lekker is nie. Dis eintlik maar net 'n ek wil nie sê dis 'n arm man se koffie nie, want Rikoffie is okay. Ek het al Rikoffie gemeng met Jacobs, dan smaak hy lekker. Hy smaak eintlik regtig lekker. As jy hom 50-50 gooi, 50% Jacobs, 50% Rikoffie, dan smaak hy lekker. Ek het mos al hoeveel verskillende koffies geprobeer al op koffie met brood. Maar jy weet, die manier hoe ons roei en hoe jy bloei op hierdie stadium in Suid-Afrika. Groente is duur, behalwe vir een of ander rede is wortels nie so duur nie. En skorsies is nie so duur nie. Maar al jou ander goed wat jy koop, gevriesde goed wat in die yskaste is, dieselfde ding. Jy kan nie 'n klein sakkie goed, R500, net so. Net so. Dan wonder jy nou, vir hoe lank gaan ek nou op hierdie goed lewe? Dis 'n skande, dis absoluut 'n skande. Elon Musk het sy Netflix rekening gekanselleer en hy vra dat alle mense van Netflix moet boykot en hulle rekeninge kanselleer, want hy sê Netflix is besig om die transgeslag agenda onder ons kinders in te druk aanhoudend en aan mekaar. Hy sê almal reg dat hulle van hierdie goed uitstuur en van hulle shows en kinderprogramme en goed het definitief hierdie transgeslag goed in. Dit is definitief so. Maar jy as ouer het die verantwoordelikheid. Jy as ouer het die verantwoordelikheid om te kyk dat jou kinders die regte goed kyk. Ek glo met my hele hart, 'n kind moet nie 'n tablet hê of 'n selfoon hê of enige so iets hê tot die ouderdom van 16 nie. Ek weet nie wie stem saam met my nie. Dit maak nie eintlik vir my saak of hulle saamstem of nie. Dis wat ek glo. Tot op die ouderdom van 16 moet jy wegbly van hierdie goed af. Ja, jy kan kompers en goed gebruik in die skool waar dit nodig is, as jy daai tipe klasse en goed doen. Maar selfoon en daai goed
Moenie vir my sê dit is nodig vir die kind om sy ouers te kan kontak nie, man. Hoe het ons dit gedoen toe ons op skool was? Jy gaan na die kantoor toe. Juffrou, ek het nodig om my ma of my pa te bel. Kan tannie nie net vir haar vir my in die hande kry nie, want hulle moet my kom haal. Ek het nie meer die lifte whatever nie. Né? Wat sê jy, Johan? Ek het nie meer die lift. Waar het jy dit ooit gekry dat 'n kind op skool 'n selfoon nodig het? Nou kom hulle by die huis, dan sal hulle die hele tyd in kontak met hulle pelle op die selfoon. Kom nie by hulle studies uit nie, kom nie by speel uit nie, kom nie by groot word uit nie. Kom net by sosiale gemors uit en het totale toegang tot al die vuil op die internet. Met die federale alliansie se goed, nee, gaan ons poog en ons gaan 'n wet inbring dat geen kind 'n selfoon mag hê tot op die ouderdom van 16. Ook nie 'n tablet by die huis nie. En wat wel by die huis sal wees, sal 'n telekomfoon wees, soos wat ons geken het. 'n meer opgegradeerde een, wat jy kan digital sit en jy kan chat met iemand. Né? Maar jy het nie internet access op daai foon nie. Jy kan net bel. Dis al wat jy kan doen. En jy kan 'n skerm hê waar jy 'n ander ou se gesig kan sien. Hallo Piet, hoe gaan dit met jou? Hallo Johan, hoe gaan dit met jou? En jy kan hom sien en jy praat van 'n telekom huisfoon af. Behalwe natuurlik vir die groot mense, maar dit is vir die kinders meestal wat hierdie goed gaan inbring. En ek kan nou vir julle sê dat groot mense dit ook sal gebruik. Jy sal nie jou selfoon sommer net gebruik nie. Jy sit sommer aan die kombuis, tik gou daarso op die skermpie. Jy kan 'n groot skerm hê, jy kan met iemand praat net waar jy wil. Baie makliker, eenvoudiger en baie veiliger. Goed, kom ons hardloop gou hierso deur wat in Suid-Afrika aangaan. Die FSA plaas Suid-Afrika op die mensehandeldrywe-lys. Soos Amerika sê, daar's baie mensehandel wat plaasvind in Suid-Afrika. Kinders word mee handel gedrywe, mense word mee handel gedrywe, dit sal my nie verbaas nie. Nou as hierdie ouens nou uitgekom het en dit gesê het, dan is dit so. Mal Emmertjie is gevonnis tot, of kan gevonnis word tot 15 jaar vir die afvuur van die wapen. Hy is skuldig bevind in die hof, en net na die skuldig bevindigings het hy weer daar buite gestaan en dans, kill the boer, en hy is absoluut besig om 'n nul te word op 'n kontrak. Hy gaan blykbaar gevonnis word die 23ste Januarie 2026. Ek weet nie hoekom hulle nie onmiddellik gevonnis kan word nie. Jy weet, vonnis om binne 24 uur. Hoekom moet daar altyd nog tierlantuintjies en meer tierlantuintjies en meer om kans te gee om uit die bloody land uit te vlug, man. In elk geval. So, Mal Emmertjie is uiteindelik vasgevat. Polisie se honde-eenheid in die Kaap vra nou mense vir honde. As jy 'n Rottweiler het, 'n Labrador of 'n polisie, weet of so ons genoem het, ons Alsatians en daai goed. As jy so 'n tipe hond het, vra die polisie nou dat jy die hond sal skenk as hy 'n 1 tot 'n 3-jarige is aan die polisie in die Kaap. So hulle soek jou hond. Die probleem is met die polisie in die Kaap en die honde-eenheid, hulle kyk nie na hulle honde nie, hulle broei nie die honde nie, hulle voer nie die goed in van oorsee om hulle opleiding te gee soos wat ons al die jare gedoen het nie. Hulle is besig om uit mekaar uit te val, nou soek hulle jou hond. Daar's nie 'n manier nie. As ek so 'n hond gehad het, sou ek dit glad nie eens. Ek sou nie eens 2 keer gedink het nie, man. Ek sou net gesê het, voetsak, julle kry nie my hond nie. Daar's nie 'n manier nie. Generaal Mkhwanzi het regtig die hok geskit, né, in hierdie Madlanga ondersoeke. 3 polisieministers, 2 voormaliges en 1 definitiewe ene, Mchunu, met Tatla wat homself blykbaar afgegooi het uit die hotel uit, Matetwa, en Cele is deel van politieke knoeiery en al hierdie tipe van goed. Ek dink Matetwa was die ou wat die meeste kon gesing het soos 'n kanarie, en toe het hulle van hom ontslaag geraak. Dis 'n politieke moord. Toe het hulle van hom ontslaag geraak. Ons weet dit is 'n politieke moord. Hulle kan nie vir ons sê dit is nie, ons weet dit is, né? Die AGOA, dis nie eintlik 'n Afrikaanse afkorting nie, dit staan vir die African Growth and Opportunity Act. Rudy sê, daar gaan niks met Mal Emmertjie gebeur nie. Ek dink jy's reg, Rudy. Die African Growth and Opportunity Act het verval, maar die minister Park Stowes is hoopvol dat dit weer ingestel gaan word. Ek dink Amerika is klaar met Suid-Afrika wat hierdie goed aanbetref. Hoe weet ons dit? Die een kongresman, die senator Kennedy, dis nou nie
RK, whatever nie, die ander ene, die ouer man, die senator Kennedy, het wet gelegisleer, wet nommer S 2752, wat teen Suid-Afrika staan en veral uitwys dat die korrupte regering bokant ons koppe is die eintlike probleem. So die Kongres van Amerika het ook gedraai teen Suid-Afrika. Ons is 'n vuilgoed land, 'n rubbish land, 'n junk land, dit is waar ons nou is. Hierdie mooi land waar ons vrylik kon beweeg het en vrylik kon werk het, vrylik kon restaurante, ag man, sonder 'n worry, jou sleutels in die kar gelos het en al daai goed, is nou absoluut net 'n stuk gemors. Oral waar jy beweeg, moet jy baie versigtig wees. In Suid-Afrika is die moorde nou 2 maal, die syfer van die moorde is 2 maal hoër as die mense wat sterf in die oorlog tussen Rusland en die Oekraïne. Dit is statistieke wat nou uitgekom het. Die daaglikse moorde is dubbel die sterftes van dit wat in die Oekraïne plaasvind. Boonbehalwe dit is die politieke groep nog steeds besig met hulle geknoeiery. Fala se staatsgetuies het nou hulle getuienisse gaan staan en verander. Hulle het natuurlik druk gekry van Ramaplakker en dit is nou verander. Politieke knoeiery in Suid-Afrika, korrupsie en dies meer, is in die orde van die dag. En jy en ek kan die verandering bring. Ons kan die verandering bring. In elk geval, ek het hierdie een berigie uitgelaat, onwettige immigrante in Duitsland verklaar nou openlik dat hulle Duitsland gaan oorneem. Dit verbaas my nie. Die een onwettige immigrant of 'n immigrant het baie mooi gespog met sy 2 vrouens wat hy het. Hy het nou al, ek weet nie hoeveel kinders nie, hy soek nou nog 'n 3de vrou en hy wil 20 kinders hê. Dit is hierdie gespuis wat nou Duitsland en Europa besig is om in te dring en oor te neem. En hulle wil natuurlik dieselfde doen in Suid-Afrika, maar die manier hoe hulle dit hier doen is deur 2 groepe, dis ander Afrika uit en die Pakistanis. Dis hoe hulle dit hier doen. Afrika is baie makliker om oor te skuif na islamisme toe. So, that's what we have. Mense, ons moet verandering bring so gou wat ons kan. So gou wat ons kan, moet ons verandering bring. En hopelik is dit baie nader as wat dit gister was. Nee? Ons is elke keer net 'n treetjie nader, 'n bietjie nader. In elk geval. In ander nuus, laaste bietjie nuus, môre middag hopelik of môre aand wen die Bokke vir Argentinië en ons wen die 4-nasie reeks 2 keer in 'n ry wat lanklaas gedoen was. En ek hoop regtig dat Australië geen Nieu-Seeland pak môre. Dit is my gebed vir die naweek. Maar my gebed vir julle is dat julle gesond en sterk sal wees en dat ons weer lekker kan gesels maandag. Nou ja toe, lekker naweek vir almal. Ons is vryburgers. Ons is boere Afrikaners. Ons weet wie ons is en ons weet waarna toe ons op pad is, né? Ons weet. En ons werk daaraan en ons doen wat ons kan. Ons gaan deur die deure wat oopgaan en die deure wat toe gaan, gaan toe. Vader bly in beheer. Dit is net hoe dit is. Saam met God maak eendrag mag. Skryf dit neer, moet dit nooit vergeet nie. Ek gaan nou vandag kyk of ek daai pins kan kry. Ek wil kyk of hulle klaar is vandag. Ek sal vir hulle 'n lykie gee, indien hulle klaar is, sal ek gaan optel en dan sal ek deur die loop van die dag 'n verkorte videoetjie maak en dit uitstuur, net om vir julle daai goed te wys. Indien ek dit vandag kry, anders dan gaan ek dit maandag kry, né? Mario, good morning. You are late for Monday morning, eh? Or you are early for Monday morning. But I hope you are well, brother. En ek sien die broeder, ek het ook opgekom. Julle is vroeg vir maandagoggend. Ons is nou klaar met koffie met brood vir die dag. Alles seën vir almal, alles wat mooi is, né?